Jy is wat jy dink. Jy is wat jy dink. En God het iets wonderliks vir ons gegee. Hy het 'n brein vir ons gegee om te kan dink. Nou, ons brein is hierdie belangrike orgaan wat jou liggaam na kyk en oppas. Die meeste bloed gaan hom, die meeste energie gaan hom toe. En eintlik die hartseer is jou brein hou nie van dink nie. Hy hou van gewoontes. Hy sit jou in 'n gewoonte en hy wil nie dink nie. En dis hoe ons wêreld werk vandag. So as jy eers 'n bietjie moet dink, dan gebruik jou brein energie en hy hou nie daarvan nie. Jou brein sal alles doen om hom te beskerm. Ander organe sal afgesit word dat jou brein die bloed kry, energie kry om hom te beskerm. Maar weet jy, die venster na jou denke is jou oë, jou neus, jou ore, dit wat jy hoor, dit wat jy voel, dis jou sintuie. Dis die venster na jou denke toe. Nou, dis my baie interessant. Ons kan almal na dieselfde gebeure kyk. Dan sien ons verskillende goed. Ons hoor verskillende goed. Ons beleef verskillende goed. Ervaar verskillende goed uit dieselfde omstandighede. Nou, ek dink is wonderlik, dis hoe God ons gemaak het. Dis hoekom ons 4 evangelies het, want daar's 4 getuies wat verskillende goed sien en verskillende goed beleef, en uit die verskillende getuienis, dan leer ons God se woord. Maar vir ek en jou is dit geweldig belangrik van hoe hoor ons, hoe sien ons, hoe proe ons, hoe beleef ons goed, deur ons sintuie, want dit beïnvloed ons denke. Nou sê Efesiërs 4 vers 27, hy sê, vers 27, hy sê, gee die duiwel geen houvas nie. Die ander vertaling, geen vatkans nie. So die duiwel moenie 'n houvas in jou denke kry nie. Nou dink ek, het die duiwel dalk 'n houvas in jou denke? Die manier hoe jy gekyk het na goed, die manier hoe jy dalk nog steeds kyk daarna. Jy sien dalk 'n vrou en dan het jy net verkeerde gedagtes. Jy hoor dalk ding op die nuus, jy het net verkeerde gedagtes. Dit veroorsaak 'n slegte smaak in jou mond. Jy praat goeters wat sleg is, wat 'n invloed op jou denke het. Dit wat jy ervaar, dit wat jy beleef. En dan moet ons baie versigtig wees en vra, Here, help ons asseblief, laat ons reg sal kyk. Nou, as jy net media gaan kyk, gaan dit 'n invloed in jou lewe hê. As jy net verkeerde goed hoor, gaan dit 'n invloed op jou lewe hê. As jy net in gesprekke is waar ons net oor politiek praat, gaan dit 'n invloed op jou denke hê. Maar as jy oor God se woord praat, as jy na God se woord kyk, hier kyk ek na God se woord en ek lees dit. Ek lees dit hardop, ek hoor dit. Dan het dit 'n invloed in my denke. Hebreërs, kan ek jou 'n skrif lees? Hebreërs 6 vers 5. Hoor wat sê Hebreërs 6 vers 5. Dan praat hy eintlik oor mense wat verlore gaan. Hebreërs 6 vers 5. Maar hoor wat sê hy? Hy sê intussen besef dat onmoontlik ons hulle wat eenmal deur God verlig is, dan sê hy wat die lieflikheid van God se woord gesmaak het. So met ander woorde, jy het na God se woord gekyk, jy het dit geproe, jy het dit gesmaak. Hebreërs 6 vers 5. So jy het gesmaak, jy het beleef dat God se woord goed is. Dit beïnvloed my denke. So moenie die duiwel vatkans gee nie. Wat maak dat die duiwel vatkans het? Dat jy na verkeerde goed kyk, of op 'n verkeerde manier, jy 'n ding sien, en dit het 'n verkeerde reaksie by jou. Jy hoor 'n ding, het verkeerde reaksie by jou. Jy smaak iets, het verkeerde reaksie by jou. En jy laat toe dat die duiwel werk in jou. Maar ek moet sê, ek laat dit nie toe nie, ek laat God se woord toe. Dan wil ek vir jou sê, kyk na God se woord, en besef dat God se woord goed is. As jy doen wat die Bybel sê, jy kyk daarna, jy lees dit, dit word deel van jou lewe, dan gaan jy smaak en sien hoe God se woord vir jou goed is. Dankie dat jy luister. Dankie dat God se woord vir jou belangrik is. Dankie dat jy die regte bril opsit en reg kyk en die regte goed in jou lewe beleef. Dankie, jy's 'n great blessing.